Kom ons maak solank ons Bybels oop, ons gaan uit die Evangelie van Johannes lees en uit Johannes hoofstuk 15. Ons gaan daar die eerste 8 verse lees wat handel oor die ware wingerdstok en alles wat daarmee saamgaan. Een van die ek is uitsprake van die Here. Ons weet hy het 'n paar sulke woorde of sinne gesê waarin hy sê ek is, en dan is dit 'n beeld wat hy gebruik om iets anders vir ons te deel. En hier hoor ons hy is die ware wingerdstok. Kom ons maak net weer ons oë toe, ons vra dat die Here ook ons lees en ons luister na die preek daarna sal seën. Here, met die woord voor ons oop, is dit vir ons so lekker en so heerlik om dit vrylik te kan doen, in die openbaar te kan doen en in ons eie taal te kan lees en te kan hoor. Wil jy asseblief ons saam wees en ons saam lees nou seën? Wil jy ook ons saam luister hierna seën? U ken my, Here, u ken my hart, u ken my moeilikhede, my probleme, my sonde, my tekortkominge. En steeds het ek die voorreg om ook die woord vanmôre aan hierdie gemeente te bring. Daarom bid ek, o Heilige Gees, kom u self aan die woord. Breek u self die woord oop vir elkeen wat hier sit, sodat elkeen sal hoor dit wat u graag wil hê hy of sy moet hoor. Dit bid ek en pleit ek in die naam van ons Here. Amen. Die Here staan die woord, vers 1, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrug kan dra. Julle sal reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so ook nie julle as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil en julle sal dit kry. Want my Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Ons gaan net tot daar lees, vers 5 weer. Ek is die wingerdstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. Nou geliefdes, ek het verlede week begin om so 'n klompie preke vir die volgende weke te doen oor koninkrykstyd. En ek het nou verlede week gesê vir die baie van julle wat nou nie was nie, het ek gesê dat die kerklike jaar is net soos sy gewone natuurjaar ook opgedeel in seisoene. Net soos wat ons lente en herfs en winter en somer kry, so is daar in die kerklike jaar ook seisoene. Die kerklike jaar begin by Advent, hier in die einde van die jaar, 4 weke van Advent, wat dan oorloop in die Kerstyd. Dit loop uit of oor na die Lydenstyd, die 7 weke van lyding, wat weer oorloop in Paasfees, en na Paasfees is dit Pinkster, en dan na Pinkster tot weer by die volgende Advent. Hierdie tyd, waar ons nou is, dis koninkrykstyd. En vir baie mense in die kerk is dit kan ek dit nou maar die slegte woord noem, 'n dooie tyd. Dis 'n tyd waar daar nie veel gebeur in die kerk nie. Dis 'n tyd waarin daar nie groot feeste is nie, daar's nie spesiale dae nie. Dink nou maar in Lydenstyd het ons 7 lydensweke. Ons doen altyd iets met 7 kersse of 7 kranse of 7 goede. Dit loop uit op Goeie Vrydag wat altyd 'n groot gebeurtenis is. Opstanding Sondag wat Paasfees is, het ons 'n groot geleentheid hier buite en ons doen groot dinge daarmee saam. Pinkster het ons 'n hele week van dienste en ons het Pinksterfees, Kersfees, Advent het ons 4 weke in afwagting wat ons weer met simbole werk en dan vier ons Kersfees. Maar hier in koninkrykstyd gebeur niks. Daar's nie groot dae nie, daar's nie groot feeste nie. En daarom is dit vir baie mense eintlik mos wel 'n dooie tyd in die kerk. En ek het gesê dis alles behalwe die waarheid, né? Dis so ver van die waarheid verwyder as enige iets wat nie die waarheid is nie. Koninkrykstyd is inderdaad nie 'n tyd van niks doen nie. Dis nie 'n passiewe tyd nie. Maar dis juis 'n tyd waarin ek aktief deel hê aan die sigbaarmaking en die sigbaarwording van die koninkryk van God hier op aarde. Dis 'n tyd waarin ek aktief besig is om God se koninkryk wat in my gekom het, soos ons verlede week gehoor het in Lukas 17.
om dit sigbaar te maak aan die mense en die wêreld rondom my. En koninkryk tyd het ons ook gehoor, is nie altyd hierdie groot en dramatiese gebeure wat plaasvind nie. Dis nie hierdie geweldige impak in die wêreld wat toef en alles is verander nie. Koninkrykstyd is juis 'n tyd waarin die klein dingetjies maar net moet gebeur. En ek het die voorbeeld gebruik uit Lukas 13, waar die Here sê, waarmee sal ek die koninkryk van God kan vergelyk? En dan gebruik hy twee beelde. Hy sê, die koninkryk van God is soos 'n mosterdsaadjie. Dis die kleinste van saadjies. Maar as hy begin groei, dan word hy uiteindelik 'n boom, waarin selfs voëls neste kan maak, of voëls 'n nes kan maak. En dan volg hy dit op en sê, en dis so suurdeeg. Ons weet nou kitsuurdeeg is 'n klein korreltjie, maar as jy daai suurdeeg in deeg gooi, dan weet jy wat is die effek daarvan, hè? Dit swel en dit groei en dit wat is die regte woord? Dit rys, swel, magties. Dit rys sodat jy uiteindelik 'n brood of iets anders kan bak. Maar dit begin klein. Dis nie hierdie dramatiese, geweldige groot goed in nie. En koninkrykstyd is inderdaad 'n tyd waarin ek net besig is om die klein dingetjies aanhoudend en standvastig te bly doen, sodat daar uiteindelik groot vrug kan wees. Vanmôre reis ons juis verder in hierdie reis in koninkrykstyd om te hoor wat beteken dit om eintlik dan hierdie klein saadjie wat ons gedurig doen uiteindelik te laat vrug dra. Dat ons ook verder gaan as om gewoon net klein mosterdsaadjies en suurdeeg te wees. So ons gesels vanmôre juis oor dat ons geroep is om vrug te dra. En net soos wat daar in die jaar 'n seisoen is, waarin die bome gesnoei moet word, en waarin wingerde gesnoei moet word, en waarin roosbome gesnoei moet word, daardie seisoen is mos nou, dis hier rondom die einde van Julie maand, net voor Augustus begin almal nou hulle bome snoei, en kry jy goed reg vir die volgende seisoen om te dra. So is dit ook in ons lewens nodig. En koninkrykstyd is 'n ongelooflike goeie tyd, om toe te laat dat die Here die snoeiwerk in my lewe doen, sodat ek uiteindelik meer vrug kan dra. En uit hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, is daar 'n paar baie belangrike merkers, wat ek en jy vanmôre moet hoor, om uiteindelik in ons eie lewens te gaan doen. Kom ons staan so vir 'n oomblik daarby stil. Die heel eerste belangrike merker wat jy uit hierdie gedeelte sal sien en sal hoor, is dat verbondenheid aan Christus is die begin van alles. 'n Innige verhouding met die Here is waar alles begin. Dit sê ons Here tog baie duidelik vir ons in vers 5, né? Hy sê, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Koninkrykstyd begin nie so seer by wat ek vir die Here moet doen nie, maar waar ek moet begin om iets vir die Here te doen. Kan ek dit weer vir jou sê, dat jy dit hoor? Koninkrykstyd gaan nie so seer oor die wat ek alles vir die Here moet doen nie, maar waar ek moet begin om iets vir die Here te doen. En daardie waar ek begin, is wat ons in vers 5 hoor. Dit begin by die Here. Dit begin by 'n innige verhouding en verbintenis aan die Here. Dit begin by om te weet ek is ingeënt op die Here. Want sonder hom, hoor ek dit oor en oor, kan ek tog niks nie. My beste dade sonder die Here is mos nou maar niks nie. Die woorde van Paulus daar in 1 Korintiërs 13, ego eintlik in 'n mens se oor as jy dit hoor, as Paulus mos daar dit uitsing, ek kan wees wie ek wil, ek kan doen wat ek wil, ek kan soveel gawes hê soos ek wil, maar as dit sonder die liefde geskied, dan beteken dit niks, en dis ek uiteindelik niks. Hier hoor ek Jesus sê presies dieselfde. Jy kan eintlik maar gaan doen wat jy wil doen, probeer doen wat jy wil doen, maar as dit nie in my gebeur, as jy nie in my ingebind is, in 'n verhouding staan nie, dan gebeur daar eintlik niks nie. Dan is ook jou beste niks nie. Dan is jy soos 'n loot wat eenkant lê en op sy eie probeer vrug dra. Trouwens, die Here sê dit vir ons in die vorige vers, in vers 4 ook. Hy sê, julle moet in my bly en ek in julle, want 'n loot kan nie uit sy eie vrug dra as hy nie in die wingerdstok bly nie. So ook julle, as julle nie in my bly nie. Dis die vertrekpunt, dis die begin. Daar moet 'n verbintenis, 'n innige verhouding tussen my en die Here wees, om uiteindelik vrug te kan dra. Tweede belangrike merker wat ek in hierdie gedeelte raak lees, is dat koninkrykstyd behels ook snoeiwerk in my eie lewe, in die besonder ook in koninkrykstyd. Jesus praat hier van 'n snoeiproses in vers 2. Hy sê, elke loot wat vrug dra, snoei hy reg, sodat hy selfs nog meer vrugte kan dra.
Dit was gister ook saam met die kombuis wat moet klaar en al die ander goede wat in die pastorie gebeur, was dit ook nog snoeidag in die pastorie gebeur, of by die pastorie. Al die roosbome moes gesnoei geword het, en die vrugtebome en die struike, en hy met 'n ding wat snoeister kan hanteer, hy het gister deurgeloop. Maar ons weet, dis nou die tyd. Oral waar jy met mense praat, dan hoor jy, hulle is nou besig oor die naweke om bietjie te snoei. En hier en daar is ek geroep om met die saag of met daai groot kettingknipper van my te kom, om willelote te kom uitsny. En takke wat nie meer daar moet wees nie, uit te sny. Want ons weet mos, dis wat snoeiwerk behels. Snoeiwerk beteken ek moet juis van die willelote ontslaa raak. Ek moet juis van die takke wat nie vrug dra nie, of wat verkeerd groei, moet ek uitsny of wegsny of regsny. Snoei beteken juis dat ek moeite doen met die boom, of dit 'n roosboom is, of dit 'n vrugteboom is, of dit 'n wingerd is. Ek doen moeite met elke takkie, om ten einde dit om in staat te stel, om maksimaal vrug te kan dra. Daarom is dit nodig om van sekere takke ontslae te raak, hulle uit te sny, weg te maak, en ander takke korter te sny, en reg te sny. En dieselfde is waar vir ons lewens. Dieselfde is waar vir ons lewens. Ek en jy moet maar groot genoeg wees om op 'n gereelde basis eerlik voor die Here te kom staan en sê, Here, wat is daardie ou goedjies in my lewe? Daardie dingetjies, daardie gewoontes wat my verhoed om werklik waar ten volle vrug te dra. En dan moet ek en jy weet, daai goed moet uit. Dit moet weg. Soos wat 'n willeloot of 'n tak wat nie daar hoort nie, gesnoei moet word en uitgesny moet word, so moet ek die Here toelaat dat hy ook dit in my lewe kom doen. Ook daardie verkeerde gewoontes, daardie verkeerde goede wat ek sommer 'n partytjie sommer net doen, dat ek dit laat uitsny sodat ek ten volle vrug kan dra. En daardie goed in my lewe wat my juis laat vrug dra, daardie mooi goed in my lewe, die Here toe te laat om dit uiteindelik nog beter te snoei, weer 'n keer reg te snoei, sodat ek selfs nog groter vrug kan dra. Ek moet hom toelaat om uiteindelik so te snoei dat ek meer en meer en meer sal word wie hy bedoel het ek moet wees. En dan die derde groot merker wat ek in hierdie teks optel, is dat koninkrykstyd beteken ook sigbare vrug in 'n sigbare wêreld. Vers 8 sê Jesus vir sy mense, my Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Die bedoeling van enige snoeiwerk is mos nou nie dat jy 'n ding so snoei dat hy vir jou geen vrug dra nie, dat daar niks van hom kom nie, of daarvan kom nie. Of jy snoei tog mos nou nie 'n wingerd sodat hy hier in die geheim vir jou so 1 of 2 trossies gee, en as jy nou vreeslik opgewonde daaroor nie. Nee, almal weet mos nou dis gewoon nie hoe snoeiwerk werk. Snoeiwerk beteken oorvloed. Jy wil oorvloed hê. Snoeiwerk beteken ek wil hom op die regte manier snoei sodat hy optimaal vrug kan dra. Die grootste perskes, die grootste druiwe, die meeste wat jy kan kry. Dis tog die bedoeling van snoeiwerk. Daarom is koninkrykstyd en nie net 'n interne saakie, dis nie maar net 'n saak van die hart soos ons verlede week by stil gestaan het nie. Dis ook iets wat uiteindelik na buite moet gaan. Dis nie 'n geheim wat net ek deel en wat net ek in leef nie. Maar dis iets wat ek uiteindelik ook na buite toe leef, sodat die wêreld dit kan sien. Koninkrykstyd vra dus dat ek my geloof nie maar net persoonlik en innerlik doen nie, maar uiteindelik dat dit prakties word vir almal om my te kan sien. Ek en jy word deur die Here gebruik al die dae van die jaar, maar in die besonder ook in koninkrykstyd, om so 'n bietjie anderster te doen as wat die res van die wêreld doen. Dis wanneer ek die koninkryk van God sigbaar in hierdie wêreld laat deurbreek, wanneer ek sy manier van doen. Wanneer ek anders doen as wat die res van die wêreld doen. En prakties beteken dit gewoon, hy word verheerlik. Wanneer die res van die wêreld skree oorlog, konflik, soos ons nou oral op die nuus sien, dat ek en jy die vredemaker is. Die een wat nie konflik wil hê nie, maar konflik wil keer. Die een wanneer mense in gevegte met mekaar is, dit nie aanhits en aanstoot nie, maar vrede tussen mense probeer bewerk. Hy word verheerlik wanneer 'n wêreld ongeduldig raak, haastig raak, oor mense hardloop en storm, omdat alles met tyd en geld te doen het, ek en jy die geduldige word, wat genade aan ander mense betoon. Hy word verheerlik as 'n wêreld die hele tyd roep, me, myself and I. En dit gaan net oor my.
en dit gaan oor my eie selfsug, my eie begeertes en my eie behoeftes en dit gaan net oor my, as ek en jy die oop hand het en vergewig word, omdat ander se behoeftes net so belangrik vir my is as my eie. Hy word verheerlik as 'n wêreld korrup is en siek geword het aan 'n kultuur van leuns en oneerlikheid. As ek en jy by die waarheid en in die waarheid bly, ja selfs tot in die kleinste en die fynste detail van my lewe. Ons Vader word verheerlik as ons baie vrug dra. As ons dit na buite toe dra en op hierdie wyse sy disippels is, sê vers 8. Ons het mos nou al 'n klomp keer in hierdie kerk gehoor dat 'n disipel beteken volgeling. Dis wat die woord disipel beteken. 'n Disipel is iemand wat 'n rabbi kry en hy volg daai rabbi letterlik op sy voetspore. Hy loop as ware in sy voetspore. Hy doen wat daai rabbi doen. Hy leer later om te praat soos daai rabbi. Hy doen alles soos daai rabbi. 'n Disipel doen nooit sy eie ding. Hy loop nooit sy eie pad nie. Hy volg die rabbi se pad. En nou hoor ek dat ons Here liewe Heer sê, my Vader in die hemel word juist daardeur verheerlik as julle baie vrug dra en my disippels is. Met ander woorde, my volk doen wat ek julle geleer het om te doen. Dan verheerlik ons die Here. En ek dink dit is so belangrik dat ons moet oor hierdie verheerliking het niks met my te doen nie. Dit gaan nie oor ek wat op die skouer geklop moet word en sê, "Jo, jy dra dan wonderlike vrug nie, good for you en baie geluk en dis 'n wonderlike prestasie nie." Nie om vrug te dra is nie een of ander prestasie nie. Dis 'n stuk gehoorsaamheid. Dis 'n stuk volgeling wat gebeur as ek besig is om as disipel van die Here vrug te dra. Die wêreld meet sukses aan prestasie. Ons Heer meet dit aan gehoorsaamheid en vrug dra. Verlede week het ons gehoor die koninkryk van God begin hier binne in ons, Lukas 17. Die koninkryk is binne in julle. Dis 'n hartgebeure. Dit begin by die hart. Nou sê die Here vir ons, as jy in my bly, dan loop dit uiteindelik ook uit na buite toe. Dan draai jy ook vrug na buite toe. Daarom is koninkrykstyd nie maar net om teenwoordig te wees in die koninkryk nie, maar ook om produktief te wees in die koninkryk. Daarom is koninkrykstyd nie maar net 'n innerlike saak nie, maar inderdaad ook 'n saak wat sigbaar buite geleef word. Daarom is koninkrykstyd nie maar net 'n tyd van wag dat die koninkryk van God moet kom nie, maar 'n tyd van vrug dra. Koninkrykstyd is 'n tyd waarin ek en jy nie passief is nie. Waarvan ons juis aktief op 'n manier besig is om God se koninkryk in hierdie wêreld sigbaar te maak. En jy kan dalk nou vanmôre hier sit en sê, ek is nie daar nie. Ek is dalk op 'n punt wat ek geestelik moeg is. Ek is dalk op 'n punt wat ek voel is net nie goed genoeg nie. Ek is dalk op daai punt wat ek so wens dat die Here iets groots en buitengewoon in my lewe wil laat gebeur, maar niks gebeur nie. Ek is maar net ek. Dan het hierdie gedeelte eintlik mos die wonderlikste nuus vir my en vir jou. Want hierdie gedeelte wil vir my en vir jou vanmôre net weer kom sê, begin net weer by die begin. Of soos die Engelse dit so mooi sê, back to basics. Begin net weer by die basics. En vers 5 het vir ons hierdie basics gegee om te sê, dit begin by 'n verhouding, 'n verbintenis met Jesus Christus. Dis waar alles begin. As daardie verhouding, daardie verbintenis nie daar is nie, kan jy doen wat jy wil, verder gaan dit nie werk nie. Jy gaan nie vrug dra nie, want dit is die boodskap van hierdie gedeelte oor en oor. Vrug dra kan alleen gebeur wanneer ek in Christus Jesus bly. As hy in my bly en ek in hom bly, dan kan mens vrug dra. Dis die begin van opwindende en groot ding in jou lewe, as daardie verbintenis in Jesus reg is. As jy weet, jy is die loot wat in die wingerdstok geënt is, dan weet jy ook, dit is tot jou eie beswil, dat jy deur die Here reggesnoei word op 'n gereelde basis. Nie om jou seer te maak nie, nie om jou te verneder nie, maar om jou volle potensiaal te laat bereik. Om jou uiteindelik meer en meer te vorm en te laat word, soos wat hy wil hê jy moet wees. En glo vir my, as jy toelaat dat die Vader jou snoei, dan is jy in die beste hande van die heelal. Daar is geen beter snoeier as ons hemelse Vader nie.
As jy toelaat dat hy die snoeisker in jou lewe inlê, weet jy jy's in die beste hande. Hy gaan nie per ongeluk die verkeerde tak sny nie. Hy gaan nie per ongeluk 'n ding te kort sny wat nie moes gesny geword het. Hy weet presies hoe om te snoei. Jy's in die beste hande in hierdie hele heelal. As jy toelaat dat die Here die snoeiwerk in jou lewe kom doen. Doen net dit. En dan kom die res van self. Die vrug kom van self. Ek en jy weet mos nou as ons 'n vrugteboom snoei, jy doen die snoeiwerk, dan los jy hom. Jy voed hom nou met al die ander goede wat daarmee nodig is, maar die vrug kom van self. En hoe beter jy 'n boom gesnoei het, ons weet nou die seisoene maak partykeer die goeie so 'n bietjie deurmekaar, maar in 'n goeie wêreld, hoe beter jy 'n boom gesnoei het, hoe beter is ook die vrug wat jy uiteindelik sal dra. Gee dit vir die Here. En hoe meer jy dit doen, hoe meer sal God deur jou verheerlik word. Soos wat ons nou in vers 8 gehoor het. En hoe meer jy dit doen, hoe meer sal die koninkryk van God in en deur en om jou lewe sigbaar wees. Mag dit van elkeen van ons waar wees. Amen. Here, my gebed is kom snoei wat U moet snoei. Verbind my asseblief opnuut weer aan U, omdat dit die begin van 'n wonderlike opwindende lewe is. En laat U lewe deur my vloei, sodat ek vrug kan dra, wat U sal eer en wat ander sal voed. Maak U asseblief my 'n lewende teken van U koninkryk hier op aarde. Amen.